Hallo en welkom by hierdie aanlyn erediens in plek van 'n in-persoon erediens op 16 Junie 2024 hier by Groot Mariko gemeente. Hoekom is daar besluit om 'n bietjie 'n asemhaal te gee aan die in-persoon, want dit is skoolvakansie, dis winter, dis lang naweek, dis jeugdag en dis Vadersdag. So terwyl ons almal vier dat ons vaders het en dat God ons hemelse Vader is en ook vier dat God vir ons kinders gegee het en ons jeug gegee het, sodat wanneer ons jonk is ons nog baie meer kan doen en energie vir hom kan spandeer. Vier ons ook die realiteit dat koue ritme en 'n stadiger, rustiger ritme ook op hierdie lang naweek vir ons as gemeente in persoon 'n bietjie asemhaling. Steeds is dit 'n groot eer om tegnologie te kan hê om hierdie aanlyn erediens saam met jou te kan vier. So kom ons sluit die oë, dan bid ek vir ons. Here God, dankie dat U God is, dat U Here is, dat U hier is. Dankie dat hier in die wonderbaarlike tegnologie wat U ons kundigheid voorgegee het, kan wees op die plaas, by die see, in die hospitaal, by familie, by vriende, besig op pad met werk. Here, dankie dat ons ook hierdie ruimte kan hê, ongeag waar ons is. Here, kom nooi ons asseblief vanoggend uit in hierdie nuwe reeks van dankbare dade. Kom nooi ons opnuut uit om in U liefde te groei en te leef. En kom seën ons met die ewige uitnodiging tot lewe. Dankie daarvoor, Here. In die naam wil alleen. Amen. Ons is by 'n nuwe reeks hier by Groot Mariko en hierdie reeks se naam gaan wees dankbare dade. Jy sien, want daar's 'n paar goed wat ons steeds doen en dan kan dit vir mense lyk en party mense verstaan dit steeds asof ons dit goed doen om in die hemel te kom. Soet is, sodat ons net eendag van die Here is. Amper soos daai een liedjie in die 70s wat sê, I've got to be good because I need to get into heaven. Want dis waar my baby is. Dis 80s liedjie. Maar dis nie wat ons as Christene eerlik kan glo nie. Ek gaan vir ons dit so verduidelik. Wanneer ons kyk na veral Efesiërs, die brief aan die gemeente in Efese, wat ons hierdie volgende paar weke nou gaan kyk onder andere, as ook die briewe van die apostels, selfs die evangelies van die Nuwe Testament, dan werk hulle uit 'n voorveronderstelling of 'n perspektief wat bietjie anders lyk as ander gelowe. En dis ook wat Christendom uniek maak. So ons het nie 'n vaste teks nie, maar jy kan my gaan check in Romeine 7, Romeine 8, sowel as die boeke Korintiërs 2 Korintiërs 5, rondom hierdie, maar regdeur, selfs Jakobus is 'n lekker een, want hy praat van dade, in plaas van net, viertjie geloof. Maar van die begin af, wanneer God al met Abraham 'n verbond sluit, sien ons dat daar 'n klomp goed is wat gedoen moet word. Nou hierdie doen begin al vroeër met offers van Adam en Eva, het Kain en Abel en die offers wat nou nie so goed gegaan het nie, wat tot Abel se dood gelei het. Maar 'n klomp goed wat sê doen. En as ek reg onthou, gaan jy nou nie sê doen nie, maar gaan julle nou dit teenoorgestel is. Nou is dit. Maar nietemin hierdie doen, vra van ons 'n klomp goedjies om by die mark te kom. Abraham sluit 'n verbond met God, hy raak aan die slaap, God loop alleen deur die verbond. Nee, maar Abraham moet 'n klomp goed doen. Hy moet besny word. En alle seentjies na hom. Met Moses word daar 10 goue reëls gegee, nee. Hierdie goue reëls moet gedoen word en naderhand is dit oor die 300 wette wat die Lewiete voorlees, wat Moses self ook 'n klomp van hulle begin preempt om te probeer sin maak dat ons hierdie kan sit. Ons kry dit in ander gelowe ook.
En ideologie, selfgoed soos boeddhisme. Ons moet net goed genoeg doen. Partykeer moet ons net min genoeg doen. Partykeer moet ons net genoeg fokus wat 'n doen ding is. Willard, Dallas Willard, is 'n filosoof, 'n Christelike filosoof en teoloog, wat altyd gesê het, you would swear we are human doings and not human beings. Want ons bly die hele tyd hierdie doen ding hê. Ek moet net goed genoeg doen, ek moet net genoeg bydra. Die ryk jong man wat by Jesus kom vra, wat moet ek doen om die ewigheid te bewerkstellig? En dan is die antwoord ons nou teleurstellend, dat jy kan niks doen nie, ek en jy kom kort. Ons kan dit nie doen nie. Maar hier's iets wat amazing is, wat Christus kom doen het. Christus kan ons sondes betaal en ons vrywas. En daarmee kom sit hy aan hierdie doen 'n verlede sintuig. Dit is gedoen. En nou kan ek vir jou sê, soos ons hele Christelike geloof, ons hele identiteit in hierdie konsep gesit. Want Here, ek moet nog besny word, want ek wil deel van die verbond wees, daarom moet ons water en doop. Hoekom? Want Christus het gedoen. Maar Here, daar's nog hierdie reëls wat ek wil by hierdie ding uitkom, weet jy, dis gedoen. Maar Here, daar's nog verlossingswerk wat gedoen, is gedoen. Ek en jy is vrygestel van 'n klomp doen vir verlossing, want Christus het reeds gedoen. En wanneer ons na hierdie gedoen kyk, dan is daar iets in hierdie wat ons kom verander. So wanneer ons as mense nou deur al die sondeval goed gaan en al daai dinge, dan is daar iets wat aan ons menslike struktuur verander. Hierdie is 'n baie slegte opsie vir 'n DNA struktuur. Maar hierdie blou goed wat ons kom dink ons moet doen, het in ons DNA kom sit en vir ons die illusie gegee saam met sonde, dat ons kan doen om hierdie vlekke uit ons DNA te kry. Wat Christus egter kom doen, is hy kom herskryf my en jou DNA, dit wat ons identiteit maak, met sy liefde. En hy kom maak heel aan ons wese. En daarom, omdat my en jou identiteit in Christus meer en meer geskoei word deur leiding van die Heilige Gees, meer en meer uitleef. Daarom kom word hierdie gedoen, stukkie vir stukkie deel van ons wese en gee ons uiting daaraan in ons uitleef van ons geloof en dankbaarheid. Daarom bid ons steeds. Daarom doop ons. Daarom nagmaal ons. Daarom gaan ons kerk toe saam met ander gelowiges. Daarom doen ons goeie dade. Daarom luister ons as God vra, want ons reageer vanuit ons nuwe identiteit. God wat ons identiteit kom herskryf het. In Efesiërs skryf Paulus vir 'n jong gemeente, julle is nou nuwe mense, die oue is verby. Julle DNA, julle DNS, hierdie genetika binne in jou wese is herskryf.
En dit vat al partykeer 'n bietjie moeite vir 'n paar van hierdie draadjies om te besef. Maar jy is 'n nuwe mens. En jy moet in hierdie nuwe mens wees kan ingroei. Jakobus leer vir ons, dis dankbare dade. Dade wat getuig van dankbaarheid omdat Christus ons gered het. Die hele Nuwe Testamentiese mense van die weg, later genoem Christene, volgelinge van Christus, is hierdie dit. Wat ons anders maak, is die rede waarom ons doen. Ons doen nie om die koninkryk te bereik nie. Ons doen is nie om iets te vul nie. Ons doen is 'n antwoord op 'n gedoen in God se liefde. So hierdie volgende paar weke gaan ons kyk na ek as nuwe mens, ons verantwoordelikhede teenoor mekaar en teenoor kerk as liggaam van Christus. Ons gaan kyk na ons talente, ons geld veral, en waardes, en hoe ons geld, ons waardes oorspeel, dit het nog altyd reg deur tyd. En ons gaan kyk na bidend leef. En dis net 'n paar vingertipgoeders vir my en jou om meer en meer dag vir dag te leef in God se liefde. Hoekom leef ons voluit? Hoekom hou ons aan goed doen? Hoekom wys ons liefde vir almal? Nie om eendag in die hemel te kom nie. Nie omdat Christus reeds gesterf het, die dood oorwin het. Omdat ons verlossing reeds gedoen is. Kan ons antwoord in dankbaarheid. Ons kan selfs 'n paar foute maak en daaruit leer in dankbaarheid weer probeer. Want ons is vry, want Christus het dit reeds gedoen. Mag hierdie week wat kom vir jou 'n ongelooflike vernuwing in dankbaarheid in jou hart kweek. Mag die besef in jou lewe dat Christus reeds in jou lewe gedoen het en daarom kan jy in dankbaarheid antwoord vir jou nuwe geleenthede, nuwe vars denkende opsoos en ook 'n vernuwende hart veroorsaak. Mag dit 'n stukkie in jou pad wees wat in jou ewigheidspad saam met die Here tot in ewigheid in sy liefde vry wees, want hy het gedoen bydra. Mag ons in hierdie maand wat kom saam met mekaar leer hoe dankbare dade lyk, want as ons Christus volg, sal mense dit sien aan ons dade, soos Jakobus en Paulus in Efesiërs sê. Kom sluit die oë. Dankie Here, dankie vir u verlossing en vir u genade en u liefde. Jammer Here, dat ons dit soveel keer miskyk deur te dink ons moet nog doen, soos wat ander ideologieë en gelowe en kommersialisme en dinge gereeld vir ons sê. Here, gee dat ons altyd sal onthou, ons verlossing is gedoen. Dit is vir ons gegee. Die vryheid wat daarmee saamkom is dat ons in dankbaarheid kan antwoord daarop deur ons dade na u toe te rig, u wil uit te leef. Gee Here dat ons meer en meer en meer van ons fisiese dade, ons fisiese doen in 'n gedoen verander. Wat ons uit ons wees uit kan optree, want u het reeds gedoen, daarom kan ons wees. Vry wees, Christen wees, lief wees, nuwe mens wees, deel van 'n lewende liggaam wees. Ons loof u groote naam en u heilige naam, omdat ons verlos is. Gee dat ons daardie verlossing nou al aantrek, Here. Gee dat ons elke liewe dag voluit vir u kan leef. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen.